In Pietersburg op 9 Junie 1936 word 'n kind gebore wat die stories van Afrika in ink sou vasvang. Dis natuurlik die legendariese Pieter Pieterse. Hy het groot geword op 'n plaas naby Messina. Sy ma Emily was 'n skrywer en sy pa Ferdinand 'n boer. Van kleins af was Pieter lief vir stories, diere en die natuur. In 1950 stap hy as nar-6-kind in by die Hoërskool Pietersburg. Daar blink hy uit as skitterende atleet en rappiespeler. In sy matriekjaar is hy deel van die span wat die administrateurbeker wen. Tydens sy hoërskooldae het hy selfs 'n rondloper hond Mak gemaak, wat by hom in die koshuis gebly het. Teen die reëls, ja, maar met soveel liefde dat selfs die koshuisvader later stil gebly het. Na skool dra Pieter 6 jaar lank die uniform van die polisie en later 'n das en pak by Sanlam. Maar Pieter was nie gemaak vir 'n kantoor of 'n maandelikse salaris nie. Hy wou leef, eintlik swerf. In die 80er jare verruil hy die stad vir 'n woonwa wat hy self die spookhuis noem. Saam met sy vrou Jenny reis hy deur Namibië, Angola, die Weskus en afgeleë hoeke van Afrika. In dorpe soos Tities Baai leef hulle van die see. Pieter was 'n bekwame kreef en perlemoenduiker en het sy vangste verruil vir brood, botter en groente. Later volg die kameras hom ook in programme soos Maak 'n Las, Swerwerskos en Van die Kaap tot Kunene met sy kenmerkende sêgoed. Hulle praat nou lekker politiek. Sy boeke, meer as 30, dra die gees van Afrika in elke paragraaf. En in 1997 maak hy geskiedenis as die eerste Afrikaanse skrywer wat meer as 1 miljoen boeke verkoop het. Maar hy was meer as net 'n skrywer. In die Oos-Kaaprini doen hy sendelingswerk. Jenny en hy word selfs later as lede van die Mafwes-stam aanvaar. Mense het hom vertrou, want hy het geluister. Op 22 Maart 2002 in Marlotpark kom sy reis tot 'n tragiese einde. Hy word gruwelik vermoor, sy stem stilgemaak. Maar tussen die bladsye van sy dagboek word 'n laaste inskrywing gevind. Hierdie bloed wat in die aar langs my elmboog klop, sal eendag gaan staan. Die aar sal nie weer klop nie. Die dinge wat ek dink, sal ophou. Pieter, jou aar het wel opgehou klop, maar jou legende leef voort in die woorde wat jy vasgepen het. Jou stem ego steeds in die duine van Namibië, die golwe van die Weskus en in elke boekrak waar jou stories steeds gelees word.